begin, laat dit lekker om net ook stil te raak. Ek ervaar en dan skielik hier aan die einde, dan raak ons net stil en gee vir God die geleentheid om te spreek, te werk, ook vir jou om jou hart oop te maak. En deur die woord spreek die Here tot ons. Dis sy woord. Hy praat daardeur en daarom is dit nodig dat ons werklik ons ore spits om te hoor. So ek vra jy in hierdie oggend lees saam met my uit die Evangelie van Lukas, die Nuwe Testament, die Evangelie van Lukas. En ons gaan lees vanaf vers 29 tot 48, dit is 'n paar verse, wat my ken weet dat ek daarvan hou om die hele gedeelte te lees. Dit is maklik om net 'n vers of twee te lees, maar ek glo ons moet die skrif altyd in sy geheel, in sy verband kan sien, om werklik die volle boodskap daarvan te kan besef. Nou Lukas, die 19de hoofstuk vanaf vers 29. En toe hy, dit is Jesus, naby Betfage en Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind, wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit, soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hul klere op die vul, en laat Jesus daarop sit. Terwyl hy voortgaan, gooi hulle hul klere op die grond. En toe hy al naby die afdrand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met 'n groot blydskap te prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. En terwyl hulle sê geseën is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf die disippels. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween en gesê, as jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek, want daar sal dae kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Nou tot sover, en mag die Here sy woord aan ons harte seën. Nou die tema van ons boodskap in hierdie oggend is die gunstige tyd van God. En ons teksvers is vers 44 en net die laaste gedeelte daarvan, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Nou, die woord
rustig beteken 'n goeie tyd. 'n Tyd wat vir jou die beste geleentheid skep, 'n tyd wat dit vir jou maklik maak, wat vir jou werk in jou guns. Nou, en hier dan in die besonder verwysend na die feit dat dit die tyd is om tot redding en saligheid te kan kom. Nou, hierdie gedeelte wat ons gelees het, is so mooi omskrywing. Dit lees so maklik, maar dit is asof 'n film voor ons afspeel. Nou, dit is die laaste week voor Jesus se kruisiging. Dis heel moontlik die Sondag of die Maandag, ons weet nie presies nie. En Jesus en sy disippels is op pad na Jerusalem, want dit is waar die volgende gebeure homself gaan afspeel. Nou, Jerusalem beteken die stad of plek van vrede. So Jesus is op pad na hierdie stad, Jerusalem, stad van vrede. En net voordat hulle by Jerusalem kom, sê die Bybel vir ons, was daar 2 klein dorpies hier aan die kant van Jerusalem, en net voordat hulle daar kom, stop Jesus en sy disippels, en hy sê vir 2 van sy disippels, ek wil hê, julle moet na hierdie dorpie gaan, reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle vind, daar is 'n esel, wat vasgemaak is, en dan moet julle hierdie esel losmaak, en julle moet hom vir my bring, en as die eienaar van hierdie esel dan vir julle sê, maar wat maak julle? Steel julle my donkie, of wat ook al, moet julle maar net vir hom sê, maar die meester het hom nodig, en hy sal hom vir julle gee. En dan gaan hierdie 2 en vind alles presies soos wat Jesus vir ons gesê het. Nou, in hierdie oggend moet ons baie goed verstaan dat hierdie gebeure van hierdie esel en Jesus se intog in Jerusalem, dit mag dalk vir ons onbelangrik klink en dink en wat ook al, maar dit is baie belangrik, want dit is 'n profesie in Sagaria 9 vers 9, wat eers tot vervulling moet kom, voordat Jesus gekruisig word. Nou ek wil vanoggend net vir u sê, dat elke profesie in die Bybel het presies in vervulling getree, soos wat dit daar gestaan het. En elke profesie wat nog moet gebeur en vervul moet word, sal presies so gebeur, want God is 'n waarmaker van sy woord. Jesus het gekom na hierdie aarde presies soos wat die profesie was. Jesus gaan terugkom presies soos die Bybel vir ons sê, die tekens, al die dinge, die groot verdrukking, al hierdie dinge wat staan in die woord, gaan presies so gebeur. Nou, die profesie in Sagaria 9 vers 9, jy vra moontlik vir my nou, wat sê dit? En ek wil dit graag vir u lees. Die woorde is so, dit sê, verheug jou grootliks, dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem, stad van vrede. Kyk, jou koning van vrede, kom na die stad van vrede. Hy sê, kom na jou, regverdig, en 'n oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Nou, 'n esel in daardie tyd was die rydier
van 'n koning om sy koningskap te bevestig. Jy weet wat vir my so opvallend was in hierdie gedeelte, is dat God nooit regtig onkant gevang word nie. Hier is 'n profesie wat amper so op die nippertjie vervul moet word. Jy weet, en dan vind ons, hierdie donkie is daar, hierdie esel. Hy's daar, maar is nou die tyd, hy's nodig. En hy's daar. Jy sien, God doen alles presies op die regte oomblik, die regte tyd. Moontlik het die eienaar daaroggend besluit, ek gaan niks met die donkie doen, esel, of hy besluit hy gaan hom heel moontlik verkoop. En terwyl hy daar vasmaak, kom ek by hom opmaak, ek gaan nie meer hierdie donkie verkoop nie. En hy weet nie hoekom nie. Maar God is in beheer. Jy weet hierdie deurmekaar wêreld van hom, waar ons baie keer voel, dis so gaal, dat ons nooit vergeet nie, God is steeds in beheer. Hy werk dinge uit tot in die fynste besonderhede. Ek glo in jou eie lewe, kan jy terugkyk, kan jy sê, maar God het dit en dit vir my uitgewerk. Tyd wat ek gedink het, daar is nie 'n oplossing nie, baie keer op 99, maar God is getrou. Jy weet, ek kan hier nie anders as om te dink aan Trump nie. Ek word deur die oor geskep. Ek meen na 'n hartbreukte of 2 en hy is dood. Want God het met hom 'n doel. Sien, God is in beheer. As ons dan weer skielik praat van Charlie, hy word net raak geskiet. Net 'n paar millimeter die kant toe en hy was nie raak geskiet nie. Maar hy het 'n ander doel. Nou, die eienaar van hierdie esel is baie gewillig om hom te gee. Hy beklein en hy sê, los is my esel, los my, ek kan hom nie vat nie. Want hulle vra vir hom, wat wil jy maak? Want sê die meester het hom nodig. Hy sê, nee, goed, reg, dat hy gaan. Nou, ek wil nou die oggend vir die vraag, hoe gewillig is ons om van ons goed af te staan? As die Here vir jou sê, maar ek het ietsie van jou nodig, keer jy, sê Here, dis myne, of as die Here vir jou vra, maar ek het nodig dat jy vir my iets moet doen. Nee, ek is te besig, ek het nie tyd nie. Nou die eienaar van hierdie esel het 'n kardinale rol vervul om hierdie profesie 'n waarheid te maak. Nou, ek wil vir u sê, eer ek, deur dit wat ons gee, dit wat ons baie keer opoffer, dit wat ons bereid is om te doen, speel 'n groot en 'n kardinale rol vir God om te kan doen en te bereik en te verwesenlik ook in die tyd en die uur waarin ons leef en glo ons sal dit meer en meer moet besef en tot aksie ook oorgaan om te besef, maar ek kan 'n verskil maak deur my bereidwilligheid om te gee, om af te staan, my tyd op te offer. Nou ons lees verder, hulle sit hulle klere op hierdie esel en hulle gooi hulle klere op die pad oop en hulle roep uit, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Nou, hierdie gebeure is baie belangrik vir daai tyd en regdeur al die tyd as 'n bevestiging vir elke mens om te weet. Maar die Bybel is die waarheid. Dis geprofeteer. God bevestig dit weer eens net hier voordat Jesus gekruisig word. Maar ek glo in die besonder ook vir hierdie ware volgelinge van Jesus wat
hier uitroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Want jy sien, die Fariseërs en baie van hierdie leiers is reeds besig met hulle bose beplanning. Hulle wil Jesus uit die weg kry, hulle wil hom kruisig en vir hierdie groepie ware gelowiges gaan dit moeilik wees, want hulle sal moet besluit, is dit werklik so of het ons net maar verbeel? En hierdie glo ek sou vir hulle 'n versterking wees. Maar staan in Sagaria 9 vers 9 en Jesus het dit bevestig en in hulle harte word hulle sterk. Nou, jy weet baie mense het ek al hoor preek, dan sê hulle, maar hier dieselfde mense wat gesê het, Jesus is koning, was ook die mense wat geskreeu het, kruisig hom. Ek glo nie, dit was regtig so nie. Hierdie glo ek was ware volgelinge, die wat aan die bose kant was nie regtig daar nie. Die meeste nie, want hulle was besig met hulle onderduimse dinge, hulle onderduimse planne, met dit wat hulle bewerkstellig. Hulle was daar. Nou, in vers 39 lees ons dan reeds van hierdie gebeure. Hy sê, en sommiges van die Fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf die disippels. Jy sien, so hulle is nie daar omdat hulle glo nie. Hulle is nie daar om Jesus te kroon nie. Hulle is daar om te kom kyk hoe kan hulle planne teen Jesus smeer. Nou in plaas dat hulle saam hulle stem verhef en sê, geseënd is hy wat kom, maak hulle die skare stil, of hulle stil maak. Nou, die bose sal alles probeer om die stem van die kerk en die gelowiges stil te maak. Hy sal vir jou sê, moenie te veel van die Here praat nie, want jy is nou nie eintlik regtig waardig nie. Daar is nog dinge in jou lewe wat verkeerd is. Moenie vir hom luister nie. Praat van Jesus. Hy sal vir jou sê, moenie te veel praat nie. Die mense gaan sê, jy dweep. Maar die ding waarvoor hulle baie lief is. Jy weet, ek het nou baie hard probeer, kyk, waar in die Bybel staan die woord dweep. En jy moet nie te veel van die Here praat, want dit is dweep. Kry dit nie. So dit is maar net iets wat die mens gebruik om eintlik maar die stem van die Here stil te maak. Nou, die bose sal altyd probeer om die stem stil te maak. Weer eens, hy het dit probeer met Charlie. Charlie gaan nie onmiddellik nie die laaste ou wees nie. Tyd waarin ons gaan, ek glo ons het by 'n waterskeiding gekom, waar die stem van die bose sterker en sterker word, hulle vyandigheid sterker en sterker word, en die wat 'n bedreiging is, wie se stem te hard en te duidelik is, sal in die spervuur gaan staan. En hulle wou dit weldra met Jesus doen, en hulle sou dit ook doen, met die kruisiging. Hulle kon nie meer luister na hierdie stem van die waarheid nie. Nou, die Fariseërs wil hê Jesus moet sy disippels stil maak. Hulle sê vir Jesus, maak jou disippels stil. Dis nie gepas nie. Leraal. En dan doen Jesus dit nie. Maak hulle nie stil nie. Inteendeel sê hy baie duidelik vir hulle dat dit sy wil is dat hulle stem moet verhef, want hy sê, luister mooi, hy sê, as hulle, dit is hierdie volgelinge, hy sê, as hulle swyg, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Dis nie wat God wil hê nie. Nou, met ander woorde, Jesus sê vir hulle, as die skepsels, u en ek, as ons nie God verhef en van hom praat en sy lof besing nie, hy sê dan sal die skepping sy lof verkondig.
Hy het ons aangestel as die kroon van sy skepping. Hy wil hê ons moet sy lof besing. Voorreg is vir ons om eerstens van die Here te praat. Jy weet wat vir my, sommer so terloops, baie interessant en opvallend is, as jy baie keer rondry platteland en jy kom 'n dorpie binne, nie almal nie, sommiges van hulle, dan sê jy vind, daar teen die koppie is 'n kruis, of daar teen die klippe geskryf, Jesus is koning, Jesus red, soms aan die pad, sal jy op 'n plaasdam vind, Jesus red, en op mure, baie van die plekke, staan daar, geskryf, Jesus red, Jesus koning, en Jesus kom. En is mooi, ek het niks daarteen nie, maar weet wat sê dit eintlik vir hom? Daar is nie genoeg wat van Jesus praat nie. Dis hoekom die klippe en die mure praat. Dis my verder ook baie opvallend, wanneer jy op die paaie ry, dan sien jy van hierdie groot vragmotors, dan staan daar aan die kant of agter, Jesus red, Jesus is koning en shalom en al hierdie mooi dinge en dan besef ek, die eienaar van hierdie vervoermaatskappy behoort aan Jesus en hy dra die boodskap uit en dis goed en dis mooi en dis reg, maar u en ek is geroep nommer 1 om die stem vir Jesus te wees. Meer as ooit, die tyd waarin ons leef. Ek wil in hierdie oggend vir u sê, die beste stem nog steeds is die stem van die sondaar mens gered uit genade. Amen. Amen. Prys die Here wat vir mense kan sê, weet jy wat? Ek was ook verlore, sonder hoop, sonder God, maar die Here het in my lewe gekom, hy het my verander, hy het van my vrede gebring, die God van vrede het vrede gebring, hy kan dit vir jou gee. Jy sien, dis die stem wat moet uitgaan. Jy weet, vir baie lank was die stem beperk tot die 4 mure van die kerk, en dit is nie verkeerd nie. Maar ons het nou by 'n tyd gekom waar dit uitbeweeg na die strate en die arenas en die stadiums. Ons het dit gesien in Amerika, in Europa, ook by ons. Ja, dit kan meer gebeur. In my hart glo en weet ek, dit gaan meer en meer gebeur. Dit moet op die strate uitkom. Jesus het die evangelie op die straat uitgevat. Die fariseërs wil dit na die tempel toe vat. Daar is hulle in beheer. Maar op die straat, daar kan die gees van die Here vrylik beweeg en werk. En dan gebeur daar iets baie vreemds. Te midde van hierdie opgewondenheid en die skare wat juig, lees ons en Jesus het geweet. Wow. En daar's net 2 plekke in die Bybel waar ons lees dat Jesus geweet het. Die een was met Lazarus se dood voordat Jesus Lazarus opgewek het, lees ons en Jesus het geweet. En hier vind ons Jesus ry hierdie afdraande op pad om Jerusalem binne te gaan en hy weet. En dan moet ons vra die rede. En die rede hoekom Jesus weet, want hy gee dit self, is omdat hy weet dat die meerderheid van die mense nie regtig in hom glo nie. Hier is hierdie groep wat hom volg en wat jy. Maar daar is 'n ander groep wat niks van hom wil weet nie. Die gunstige tyd wat God hulle besoek het hulle nie opgemerk nie. Hulle het dit nie benut nie. Jy weet, iets wat ek nie regtig kan verstaan
die hardheid dan onder die volk nie. Jesus self kom preek. Hy sondeloos. Vir 3,5 jaar preke. Dis nie 'n gewone prediker nie. Selfs die beste predikers is nie volmaak nie. Jy weet, ons lees van Billy Graham. Hy het sy miljoene vir die Here ingebring. En so is daar baie godsmanne gewees deur die jare wat groot werk vir die Here gedoen het. Maar hier vind ons Jesus, die lam van God, die seun van God, vlekkeloos, sonder sonde. Hy preek vir 3,5 jaar. En die mense vind dit moeilik om tot bekering te kom. Die Bybel sê vir ons, hy sê Jesus het deur al hulle dorpe en deur al hulle stede gegaan en die evangelie verkondig. Hoe's daai? Jesus gaan met 'n goddelike ywer deur die hele land, elke dorp. Daar's nie 'n dorp wat hy mis nie. Hy maak siekes gesond. Hy doen wonderwerke. Hy dryf duiwels uit, want hy's lief vir die mens. Hy verkondig dit dag en nag. Die Bybel lees vir ons, leer vir ons, hy het snags op die Olyfberg geslaap. In die oop veld. Die jakkals het gate, die voëls van die hemel het neste, maar die seun van God het geen plek om sy hoof neer te lê nie. En hy doen dit dag na dag. Jesus wag nie vir 3,5 jaar om verby te gaan, sodat hy kan sterf en hemel toe gaan nie. Vir 3,5 jaar verkondig hy die evangelie non-stop. En die vraag hierdie oggend, ek vra dit, hoekom het hy dit gedoen? En die antwoord is liefde. Hy's lief vir die mense in daai tyd, in daai land. Hy doen alles. Hy werk onverpoos. En jy weet wat dit nog meer onverstaanbaar maak, is by geleentheid stuur Jesus sy 12 disippels uit. Hy sê vir hulle, gaan al hierdie dorpe toe en gaan verkondig die evangelie en hy gee vir hulle gesag en autoriteit. Hy sê, maak siekes gesond, doen al hierdie dinge en hulle kom terug, Here, en hulle sê, Here, maar die geeste was van ons onderwerp, hulle doen groot wonders, hulle verkondig die waarheid. Daarna stuur die Here nog 70 disippels uit. Hulle doen dieselfde. Ons lees van Johannes die Doper, aan die begin voor Jesus begin. Hy verkondig die evangelie, die skares kom. Hulle hoor die waarheid, dit word verkondig. Jesus kom, maak gereed. En dan al hierdie dinge wil hulle nie luister nie. En Jesus weet, want hy is lief vir die mense. Op 'n ander plek lees ons dat die Bybel sê, en Jesus het vir hulle innig jammer gevoel, omdat hulle was so skape sonder 'n herder. En Jesus weet, na 3,5 jaar, wat hy alles gegee het, alles gedoen het, is daar steeds so baie, wat nie wil glo nie. Jy weet, en ek wil, voordat ek afsluit, wil ek vinnig net nog neem, na 'n gebeure of 2, en eerstens, na Noag, en vir die wys op, nog 'n gunstige tyd. Die sonde is groot, en die Here sê vir Noag, wil jy vir my 'n ark gaan bou? En Noag is gehoorsaam, en hy begin hierdie ark bou, en enorme taak, en die Bybel sê nie vir ons hoe lank Noag in hierdie ark gebou het nie, maar volgens berekeninge wil dit daarop wys dat dit tussen 50 en 75 jaar geneem het om hierdie ark te voltooi. Hulle het nie elektriese toerusting bo hulle staan nie, hulle doen alles met die hand, al hulp wat hy het is sy 3 seuns, en hulle doen dit, en mense kom verby, en hulle lag en spot, en vra van Noag, nou wat doen jy?
En dan sê hy, die Here het gesê ek moet hierdie ark bou. Die sonde is te groot. Hy sê vir hom kom tot bekering. Jy weet wat iets wat my opgeval het in Petrus, praat Petrus en hy sê Noag, die prediker van geregtigheid. Ek het altyd gedink Noag het net die ark gebou. Maar die Bybel sê vir ons hy het gebou en gepreek. En dan slaan dit my tussen die oë en ek dink vir 50 of 70 jaar bou hy, maar hy preek, bekeer julle, want die Here gaan 'n vloed stuur. God gaan julle uitwis. En dit is 'n gunstige tyd en geleentheid. So lank. En dan gaan hierdie tyd verby. En niemand kom tot bekering. Jy weet, ek dink by myself, as hierdie ark dan voltooiing bereik, dink ou tog daar sou mense gekom het wat kniel en sê, hoor jy, ons gaan sien, iets gaan gebeur. Ons het in die begin gedink, jy gaan nie klaar maak nie. In die begin het ons gedink, maar die water het nog nooit hier gekom, na by die ark nie, so op droog grond. En dan wil dit soveel meer indrukwekkend maak, die diere kom aan. Die Bybel sê van die reindiere, 7 pare, en van die onrein 2 pare, en hulle kom in, van alle kante. Die wonder nog verder, hulle byt mekaar nie, daar's leeu's en tiers, en al hierdie dinge, hulle kom in vrede, hulle kom in. En nou is ons verwag, dat nou, sal mense so oop gaan en sê, werklik, wat Noag sê, is die waarheid. Maar ek dink hulle sê vir hulle self, as dit dan regtig gebeur, Noag is 'n goeie ou, en ons sien hierdie reën en water styg, dan gaan ons soms sê, Noag, maak vir ons die deur oop, dat ons inkom. Maar wat hulle nie geweet het nie, die Bybel sê, God, die deur kom sluit, nee. God het geweet, dalk sal Noag oopmaak, want dit gaan nie dat 'n mens jou kan red nie. Sê Noag gaan nie hulle red nie. Hulle moet deur God, hulle self bekeer het. En na al hierdie jare word net Noag, sy vrou, sy 3 seuns en 'n vroue gered. Net 8 na al die jare. En dan om af te sluit, dat ons elkeen werklik kan besef, ja, daar's hoop, daar's 'n goeie God. Die Here stuur vir Jona na Ninive met die boodskap, ek gaan die stad verwoes, 120,000 inwoners. En Jona hou nie van hierdie opdrag nie, want hy weet, die mens is hardkoppig. Hy ken die geskiedenis van Noag. En hy sê, Here, ek gaan dit nie doen nie. En hy vlug na Tarsus. Hy klim op 'n skip. Nou kom 'n storm. En op die ouend beland hy in die see. Ken die walvis, spoeg hom uit. Maar in die Bybel sê, in die walvis se maag het hy leer bid. Leer jou bid. As jy baie keer nie aan God gehoorsaam wil wees nie, kom daar moontlik benoudheid wat gaan maak dat jy kan leer bid. En Jona gaan na Ninive toe. En hy kom daar en hy sê vir hierdie mense, die Here gaan die stad verwoes as jy nie tot bekering kom nie. En die verhaal van genade, die Bybel sê, die koning en die hele stad kom tot berou en tot bekering, en God besluit om die stad nie uit te wis nie. Maar jy weet, daar is ook 'n klein laaste iets omtrent dit. Jona, want die Here sê binne 40 dae gaan hy die stad verwoes, en wat die stad het tot berou en vergifnis gekom. En Jona gaan sit daar teen 'n koppie, want hy wil nou kyk, wat gaan gebeur? Gaan die stad verwoes word of nie? En terwyl hy daar sit, kry God hom jammer en laat 'n wonderboom opskiet, maar God laat hierdie boom ook doodgaan. En want God weet dat Jona gaan 'n probleem hê
as hy hierdie mense spaar. Sien, en dan word Jona baie kwaad, omdat hierdie boom doodgaan en die son brand hom. En dan sê die Here vir hom, Jona, het jy die boom geplant? Hy sê nee. Dan sê hy, maar ek kan ons maak met hom wat ek wil. En dan sê die Here vir hom, hierdie 120.000 mense, jy het hulle nie gemaak nie. Ek kan hulle vergewe, as ek wil. So die Here wil, dit is so mooi, God deel met hierdie 120.000 mense, maar hy deel ook met Jona. En Jona se hart is nie meer reg nie. Want skielik voel Jona, hy gaan die valse profeet wees. Want hy het gesê, julle gaan verwoes word. Hulle word nie verwoes nie. God wil ook vir hom sê, hoor die Jona, gaan nie om jou nie, gaan om my. Maar kry jou hart reg. Jou hart is nie mooi nie. Hy sê, jy huil oor 'n boom. Mense is nie bome nie. Jy sien, God wil baie keer vir ons sê, om weer bietjie perspektief in die lewe te kyk, en te kry, en hoe kyk ons na mense? Jy weet, ek wil dit net skotte hier deurtrek na iets anders. Die afgelope maand, 3 weke wat ek weet nie. Was daar die ronde gedoen dat Jesus gaan kom die 23ste of die 24ste September en die wêreld het gegons en baie mense was rep en roer, baie het genadiglik bekommerd geraak, gaan hulle gereed wees, maar baie het dit gesien as 'n geleentheid om te veg en te beklei en aanmerkings te maak en baie ander dinge wat daarmee saamgaan. En die 23ste en 24ste het gekom, niks het gebeur nie. En ja, baie dieselfde as Jona. En ek glo die Here het dit in 'n sekere sin toegelaat, dat mense kan sien wat is in hulle harte. Want ja, hy het verkeerd gedoen. Die Bybel sê ons moet nie 'n datum probeer neergee nie. Maar skielik wil mense hom kruisig. Weet een ding wat ons moet sê, Jesus het klaar gekruisig. Ons het nie nodig om nog mense te kruisig nie, né? En ek glo dat soos met Jona die Here gedeel het. Hy gedeel met baie mense en wil hy vir baie mense dan ook gesê het, en glo hy het met hulle gedeel en gaan nog deel en vir hulle sê, hoorie maar, wat is in jou hart? Jou hardheid, jou kritiek, jou liefdeloosheid. As Jesus dalk gekom het, so baie van hierdie jou onmiddellik nie saamgegaan het nie, want die Bybel sê, jy moet jou naaste lief hê. En jy weet, die Here is besig om so baie dinge vir ons te leer en vir ons te wys. Ja, ons moet elke dag gereed wees. En ek wil net vandag sê, ou Dani, is nog steeds my broer, is nog steeds groot, nog steeds lief hê. Hy het sy fout agtergekom, en ons as Christene, as gelowiges, moet op 'n punt en 'n plek kom, waar ons onnodig altyd kritiek by mense vind, en dinge wil ophaal, wat geensins nodig het, om opgehaal te word nie. Die gunstige tyd, wat vir Jerusalem gekom het, stad van vrede, het hulle nie bemerk nie, hulle het dit nie aangegryp nie. Die vrede wat hulle kon kry, het hulle nie gekry nie. In elke gunstige tyd, is daar goeie en slegte gevolge. As jy dit aangryp, goeie gevolge, Nineve, dit aangegryp, gered, Israel het nie. Ek wil vir jy sê, Noag, mense in sy tyd, het nie. Ons leef in 'n gunstige tyd. Ons leef in die tyd van Joël, waar die Bybel sê, in die laaste dae, sê die Here sal my gees uitstort op alle vlees. Ons leef in daardie tyd. En ek wil vir u sê, soos wat daar 'n gunstige tyd was in Noag, gunstige tyd was vir Jona in Nineve, 'n gunstige tyd was met Jesus se tyd,
is daar ook in ons tyd 'n gunstige tyd. En ek glo nie een van ons wil hoor dat die Here eendag vir ons sal sê, die gunstige tyd wat hy geskenk het jy nie gesien nie, jy het dit nie bemerk nie, jy het dit nie aangeneem nie. Jy weet die grootste probleem in Jesus se tyd, as ek na dit kyk, was dat mense het 'n besluit geneem, maar het hom ook eintlik nie geneem. Vandag lyk dit of hulle die Here wil dien en hulle raak opgewonde. Nou môre is hulle maar weer weg. En dit wil vir my voorkom, is ook maar grootliks in ons tyd. Mense neem 'n besluit, maar dit is nie 'n desperate, volkomen besluit nie. Jy weet, ons sing hierdie koortjie, I have decided to follow Jesus, the cross before me and the world behind me. Maar dan môre, dan is dit maar weer agter die wêreld dan, en dan is die kruis agter my, terwyl ons sê, I have decided. En in hierdie gunstige tyd is die antwoord maar net iets, besluit. Nou alles gaan dit om 'n besluit, maar nie 'n einde besluit nie, nie 'n effense besluit nie, maar 'n besluit wat 'n besluit is, wat uitgemaak is. Here, ek gaan nie dien. Dis die gunstige tyd. Ons weet nie wat môre, oormôre gaan gebeur nie. Ja, daar gaan 'n besuin blaas en daar gaan 'n wegraping wees. Daar gaan baie dinge gebeur. Bovenal weet nie een van ons wat môre gaan gebeur. As jy môre jou laaste asem uitblaas, dan kom Jesus vir jou. Is jy gereed? Of gaan jy hoor, jy het al hierdie gunstige tye, geleenthede gehad, maar jy het dit nie werklik aangegryp nie. Jy het dit nie in oorgawe met jou hele hart en wese gedoen nie. Kom ons sluit ons oor. Ek gaan die Here vertrou dat hy in hierdie oomblik ek gaan nie aanstak wees nie. In jou hart gaan werk. Want jy is die een wat die besluit moet neem. Kan dit nie namens jou neem nie. Mense kan, so by elkeen gaan staan en sal vir jou sê, hoor hierso, dit is die regte besluit. Neem hom nou ernstig. Maar net jy kan nou daar in jou hart vir die Here sê, Here, ek is ernstig. Ek weet, die praat, dis gunstige tye, Here, ek wil nie dat dit teen my sal tel nie, ek wil hê dit moet vir my tel, dit moet vir my werk, terwyl dit tyd is, terwyl die stem praat, terwyl die Gees vloei en werk. En ek wil glo, dat mense dit neem, klein groot genoeg, as jy enigstens kan verstaan, is dit jy, wat die besluit kan neem. Jy sal die vrug daarvan pluk. Jy sal dit sien, jou eie lewe, vandag, môre, oormôre, soos wat die tyd voortgaan en vloei, sal jy dit weet, die vrede van die prins, die koning van vrede, sal in jou wees, en jy sal weet, jy sal pad, na die stad van vrede, om vir ewig sal met die koning van vrede te wees, as jy die besluit, in volle oorgawe neem, maar as jy ook nie in volle oorgawe neem nie, môre gaan jy weer onvrede hê, weer onsekerheid, môre gaan jy weer op twee gedagtes wees, môre gaan jy weer heen en weer na Jesus kom en weghardloop, maar wanneer jy dit werklik neem, vertrou die Here, jous is my, maar ek wil in die oggend vir jou sê, terwyl jy dit in jou hart voorneem, sê Jesus, ek neem 'n besluit, soos ek nog nooit geneem het nie, 'n ware besluit, 'n opregte besluit,
'n egte besluit. 'n Finale besluit, Here. Dis U. Dis nie meer die wêreld nie. Nie meer sonde nie. Nie meer vriende nie. Nie meer die opinie van mense nie. Here, dis U. En nie alleen. Dis die woord. Dis die waarheid. Dis die pad van lewe. U sê die woord vir ons, kies lewe. Dis wat ons in hierdie oggend wil doen, wanneer ons Jesus kies, kies ons lewe. Here, terwyl die Heilige Gees werksaam is, weet ek, daar's talle mense wat regtig nou na hulle hart sê, ek kies U, Here, help my om van hierdie dag af voluit vir U te leef, vir U te gaan in volle waarheid. Ja, eendag te kan hoor, mooi so, goeie getroude dienstplek, dat 'n dag gekom, dat jy oë opgegaan het, en dat jy besef het, dis die gunstige tyd, en jy het die regte pad te tree, en dat wandel. Dankie Here, U is 'n groot God, U is die God van die enkeling, Here, maar U is ook die God, van die skares en die massas kan red. U is die God wat Nineve en al sy mense gered het. Here, ons wil deel wees van die wyse mense, die wat nie kon buig, hart kon oopmaak. Dis wat ons vanoggend doen. Ons maak hart oop, Here, en ons nooi in die eerkoning in ons lewens. Maak ons sag, maak ons rein deur die bloed, maak ons lief, en om nooit weer dieselfde te wees nie, nooit terug te kyk nie, nooit terug te draai nie. Baie dankie Here, vir die goedheid, vir die genade, vir die guns, vir die omgee. En Here, ons wil bid, dat jy nooit oor ons sal weet, in die sin, omdat ons wegdwaal, maar dat U oor ons sal kan juig, en dat ons soos daai skaar altyd vir U kan juig. En ons wil ook daai stem wees, waar U ons ook al nodig het. Die stem wat praat, die stem wat getuig, die stem wat bereid is om te gee. Ons wil ook onsself gee. Alles wat ons het, Here, behoort in elk geval aan U. Ons gee onsself, ons gee alles aan U. Maak daarmee soos U goed vind, Here, sodat U koninkryk uitgebou kan word en U naam verheerlik kan word. Dankie vir hierdie oggend. Dankie vir elkeen. Here, elkeen is kosbaar vir U. Dra ons, staan ons by en wees met ons.